SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oog-Aftree Landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Nou die afgelope week het ek 'n statistiek Suid-Afrika se ekonomiese groei statistieke vir die 4de kwartaal van verlede jaar en dit beteken vir die volle jaar van 2025 bekend gemaak en ek het gereken om vanoggend vir julle vinnig te verduidelik wat alles daarin gebeur is. Nou van die sektore wat relatief goed gedoen het, is finansies, dit het nogal nie te sleg gedoen nie, handel nie te sleg gedoen nie en 'n paar ander. So dis die positiewe sektore, maar van die sektore wat baie swak gedoen het is vervaardiging en dis 'n baie groot probleem want vervaardiging beteken dat ons gaan neem minder mense in diens, dis 'n baie belangrike een. En dan iets wat vir my nogal uitgestaan het is elektrisiteit, gas en water het ook 'n groot negatiewe syfer aangeteken. Nou dit is 'n besondere groot probleem, want elektrisiteit, gas en water, dit is een van daai sektore wat nodig is om die ekonomie te laat groei, maar wat my wel veral pla, is dat ons praat van elektrisiteitsverhogings wat op pad is van so tussen 9 en 12% wat binnekort 'n realiteit gaan begin word. En intussen, so dis 'n geweldige verhoging in elektrisiteitspryse, maar intussen groei die ekonomie beswaarlik, want in totaal het die ekonomie in 2025 gegroei teen 'n tempo van 1,1%. Dis heelwat laer as die bevolkingsgroei en dit beteken op 'n per capita basis gaan ons weer 'n keer armer word, of het ons armer geword in 2025. Maar dis nie al nie. Die minister van Finansies het 'n ekonomiese groei van 1,4% verwag, wat ek gedink het miskien 'n bietjie dik is vir 'n daalder, en die uiteinde was 1,1% en dit beteken sy skuld en sy tekortverhoudings as 'n persentasie van die ekonomie gaan almal in die verkeerde rigting beweeg. Nou kyk ons nou na hierdie ekonomiese groei syfers en ons kyk nou wat verwag word vir 2026. Die minister het 1,6% verwag met die gemors wat besig is om plaas te vind in die Midde-Ooste en die hoë oliepryse en alles wat daarmee saamgaan. Lyk ek vir my kanse vir 1,6% is sekerlik ook nie goed vir 2026 nie. Wat weer 'n keer beteken dat op 'n per capita basis gaan ons weer 'n keer armer word in 2026. So ons het gedink ons het by 'n draaipunt gekom. Sekerlik is dit nie die geval nie en Suid-Afrikaners, die gemiddelde Suid-Afrikaner vandag is armer as 20 jaar gelede. Ons doen iets verkeerd.